Goeiemôre Suid-Afrika, is Sondagoggend, 12de April, 1:00 die oggend Suid-Afrika tyd, teen die tyd wat ek die berig maak. Onthou ek het vroeër op Saterdag aand, tydens my live vir julle vertel van die twee oorlogskepe van Amerika wat deur die Strait of Hormuz is, deur die dag Saterdag. Hulle is nie net deur die Strait of Hormuz nie, hulle deurgery, maar hulle is weer op pad terug. Hulle bly in Hormuz op die oomblik. Hulle is besig daar met mine clearing operasies. Daai twee skepe sal daar wees vir 'n ruk, besig met mine clearing operasies, en dit is nie net Amerika nie. Brittanje en Frankryk is deel van die operasie, help met die mine clearing. So die twee skepe, dis waar die ouens ook op is, die ander lande se ouens is op hy skepe ook. Daai twee skepe is besig om daar op en af te ry en patrollie te doen en dan mine clearing operasies te doen, maar daar word ook baie van onderwater onbemande voertuie gebruik om onder water te ry en te soek vir myne en dan te clear. Die proses is aan die gang op die oomblik en dit sal steeds in die gang bly, en op die oomblik gaan die toesprake of die onderhandelinge aan dan Islamabad tussen die twee lande. Maar nou het ons al klaar klomp valsberigte gesien wat uitgekom het van Iran se kant af, wat nou die hele social media versprei, dat hulle het daai twee skepe gedreig en hulle het omgedraai en teruggery, wat obviously baie vals is. So, die nuwe Ayatollah het nou intussen het hy 'n berig uitgesit en gesê dat Iran sal die streek van die Hormuz, hulle sal dit beheer en hulle sal kontrole hou van dit en hulle sal 'n tolhekke op, hulle gaan tolgeld vra om daar deur te gaan. Maar dis nou die nuwe Ayatollah wat nog niemand het hom gesien vandat hy in Ayatollah geraak het nie, Khomeini se seun. Wat nog nooit in sig was vandat hy die Ayatollah geword het nie, wat nou Kamastag hierdie dinge sê. Maar dit wys jou maar net hoe hulle nou hulle propaganda voordruk en hoe hulle praat van hoe hulle die ding sal beheer, maar op die oomblik ry twee Amerikaanse skepe op en af in hulle stryd, besig om myne op te ruim. Die volgende paar dae gaan belangrik wees in terme van die oorlog, in terme van die stand van die oorlog. Alles gaan afhang van wat gisterand in die samesprekings plaasgevind het en moontlik vandag op die Sondag sal voortgaan. Alles gaan afhang van wat daar uitkom. En dan daarna gaan ons sien in watter rigting gaan dit skuif. Die feit bly staan dat Amerika is besig met twee ander lande om myne skoon te maak in die stryd van Hormuz, en daar gaan definitief met geweld ingegaan word as dit nodig is om hy stryd oop te hou en oop te maak en oop te hou. Die ander lande wat betrokke is, gaan meer lande word in terme van die stryd oop te hou, en elke land wat daar gaan betrokke raak, is die lande wat dan ook die stryd nodig het, waar hulle olie en hulle voorrade vandaan kom. So dis op die stadium wat daar aangaan in die Midde-Ooste. Verder is dit stil, obviously, daar's nie skote heen en weer nie. Die skietstaking hou nog steeds. Alles is 'n bietjie wankelrig, maar ons sal nou maar sien wat kom, of Iran enigiets gaan probeer teen Amerikaanse skepe, wat ek hulle nie sal aanraai nie. Maar ons sal sien wat van daar afkom. So ek is Monay Botha, korrespondent van Koepel TV. Teen die tyd wanneer julle hierdie sien, sal ek seker al slaap en julle weer besig wees om op te staan vir die Sondag. So ek sien julle weer oor 'n paar ure. Geniet die oggend en die dag, die nuwe Sondag. Dankie.